Onder die blou lig van 'n heerlike sonnige wintersdag in die Kaap is dit tyd vir tuinmaak by Pasella. Ons is oudergewoonte by die Institute of Culinary Arts naby Stellenbosch om ons vingers se groenigheid te toets. En vandag kuier Charlene slag by Willie en Carol. Charlene, as jy saam met my in die tuin werk, mag jy slegs op 'n stoel sit as jy of siek is of swanger. Ag, dis vir jou, Willie. Dis net hier waar dit geswel is, my hande maak keer niks nie. Maar dankie, Willie, ek vat graag jou stoel hoor. Wel, ek moet sê ek is dan regtig bly om te sien dat jy een van die belangrikste wintertake al gedoen het vir ons en dit is deklaag. Dit maak mos nou 'n lekker kombersie vir die grond. Ja, buiten dat dit die grond gaan warm hou, is dit ook belangrik in ons watertoediening in die winter. Deurdat die grond klam hou, ons kan minder water gee wat eintlik baie belangrik is en so spaar ons dan ook met water. En dan ons ertjies wil spesifiek nie te veel water hê nie, want dit gaan lei tot siektes. Maar wat hulle wel nodig het is dat ons hulle stammetjies bietjie moet versterk en dit gaan ons nou doen deur die grond liggies om hierdie stamme versigtig op te erg en dit gaan maak dat hulle kan goed dra en 'n sterk wortelstelsel vorm. Die opherd moet 'n mens dit gereeld doen. Nee, so eenmaal behoort die ding te doen. Jy sal sien as hulle nou so sterk begin groei na boontoe, het hulle daai versterking nodig. Maar wat hulle wel nodig het is 'n bietjie ekstra voeding en ek gaan nou vir hulle hierdie organiese kos gee wat ek sommer in die spuitbottel aanmaak, so 2 ml op hierdie 2 liter water en dan gaan ons hulle nou lekker nat spuit van bo tot onder sodat hulle baie blomme en ertjies kan gee. Jy kan elke 4 weke bemesting of wurmtee gee. Die ertjies sal 10 tot 14 weke na saai reg wees. Beskerm plantjies teen slakke deur eierdoppe rondom te strooi. En onthou, groente het daagliks minstens 4 ure son nodig. Plant is in 'n sonnige deel van die tuin. Nou vir oes. Charlene, soos jy kan sien, het ek 'n paar pragtige mooi aartappels van ons aartappel in die vaatjie gekry. En hierdie droë, dooie stokke wat jy hier sien, behoort 'n aanduiding te wees van nog mooi gesonde aartappels. Nie noodwendig nie. Nee, genade Willie, my senuwees gaan dit nie kan hou nie. Jy sal maar moet grou, hoor. Wel, daar's net een manier om uit te vind. Nou gaan ons op dieselfde plek waar ons hierdie uithaal, sommer nuus plant. Nee, dit mag jy glad nie doen nie. Onthou, aartappels is een van daardie gewasse wat maklik vatbaar is vir swamme en dan goed soos alwurm wat in die grond kan inkom. En ons gaan dan nou juis die prinsip van wisselbou goed toepas hier. Ons gaan die aartappels uithaal, lekker kompos inspit en dan goed voorberei vir die somerbeplanting om dan 'n somergewas in te sit. Wow, daar is hy. Kyk. 'n Stukkie goud uit die grond uit. Carol gaan baie bly wees, hoor. Maar gepraat van Carol, waar is sy vanoggend? Vir die wat dalk nie weet nie, wanneer die aartappelplant gevrek het bo die grond, is die aartappels gereed vir oes. Nou wet gesê, net Willie mag plant, hè? Ons hoor vir jou. Wel, Carol, ek moet sê, ek is nou werklik beïndruk met jou vandag. Willie, ek is nogals baie beïndruk met myself ook. Nou het ek 'n kruietuin naby my kombuis en ek het my lekker timie, Italiaanse petersilie en graseie ingesit. Alles gewasse wat ons in die winter kan plant en gebruik en soos julle kan sien, het ek lekker roosmaryn en kruisement in die potte geplant sodat hulle nie my tuintjie kan oorneem nie en dan net vir mooiheid het ons lekker pronkertjies geplant wat hier lekker mooi kan rank. En jy's so oulik, jy plant sommer die pasmaat. Kyk maar by. Ek dink Carol kan haarself sommer vanaf oulike ekke noem. Te oulik. Onthou, so 'n bedding moet verkieslik noord of noordoos kyk vir genoeg son. Wel, Carol het nou haar kruiebedding daar, maar hier gaan ek 'n klein groentetuintjie vestig met eetbare blomme, want almal van ons hou daarvan van so 'n bietjie kleur, veral in die winter, né? Ek sien 'n lekker kompetisie kom. Ons moet maar kyk wie se bedding vaar die beste. Wel, ek gaan definitief begin met goeie voorbereiding van my grond. In so 'n opgeboude blombak is dit baie belangrik dat jy die helfte potgrond met die helfte leem meng en dit goed deurwerk en dan is hy reg om geplant te word. 'n Goeie manier om te begin is om jou grootste plante soos hierdie selery in die middel te plaas en dan spinasie links en regs. Hulle word ook nogal groot en dan het ek hierdie wonderlike pak choy, een van die oosterse groente wat natuurlik gebruik kan word vir sy blare en sy blommetjies. Hulle gaan ek sommer net hier 'n klompie by insit. En soos jy kan sien, Charlene, het ek al reeds die slaai daar in die hoek en dit is van daai wat jy elke dag eintlik 'n blaar kan pluk. Hoeveel siele kan nou kos kry uit so 'n tuintjie uit? Wel, ek moet eerlikwaar vir jou sê, vir my familie gaan dit nie werk nie, maar vir die normale een van 'n ma en 'n pa en 2 kinders, gaan jy elke week 'n heerlike dis uit hierdie groentetuin kan kook. Willie, waar is die kleur waaroor jy so gespog het? Wel, die laaste maar definitief nie die minste nie. Hulle gaan ek nou sommer tussenin sit. Dis nou natuurlik hierdie viooltjies wat jy kan eet.
pansies of gesiggies soos ons dit ook noem, en dan sommer net vir 'n bietjie kleur gaan ek primulas en grasangeluure sit. Grasangeluure help ook vir goggas en ek gaan natuurlik 'n ordentlike pasmaat ook bysit en dis my chamomile wat Karel dan vir my so 2 plantjies oorgelos het. Fooi tog. Pragtige eetbare blommetjies, net die ding om die winterdisse mee op te helder.